Goed, ons gaan nou kyk hoe gee ChatGPT vir ons antwoorde op 'n waarskynlikheidsprobleem wat ons gaan skep. So kom ons skep die waarskynlikheidsprobleem en vra wat gaan volg en watter antwoorde ChatGPT vir ons gaan gee. Dan ons kry 'n scenario, die graad 11 groep van hoër skoolbroeder Stroom het die inisiatief neem om hierdie jaar se Valentynsdag baie anders te maak as die vorige jare se graad 11 leerders. Okay, die jare se graad 11 leerders, hulle het besluit kaartjies te verkoop waar daar pryse weggegee sal word indien 'n pryskaartjie getrek word. Daar sal in totaal 50 kaartjies verkoop word en 10 van hierdie kaartjies is pryse kaartjies. Die pryse is as volg: 5 Valentyns sokkie kaartjies, 2 foto sessies vir Valentynsdag en 3 kontant bewyse van elk R200. Goed, dan het die graad 11 leerders ooreengekom dat 'n kaartjie R50 sal wees. Goed, dan die eerste vraag wat daar gevra word is: wat sal die waarskynlikheid wees vir 'n kaartjie wat nie 'n prys sal hê nie, deur dit aan te dui as 'n breek en in sy
eenvoudigste vorm. Goed, kom ons kyk dan nou eers Goed, kom ons kyk verder. Hier gee jy dan nou vir ons 'n antwoord. Hierso gee hy nou vir ons dat daar die aantal kaartjies is 50, daar's 'n aantal kaartjies met pryse is 10 en dan die aantal kaartjies wat geen pryse het nie is dan nou jou 50 kaartjies minus die 10 pryse kaartjies wat vir jou 40 gee. Dan die waarskynlikheid wat hy vir ons dan gee in 'n breek is dan die aantal kaartjies sonder pryse en die aantal kaartjies met die aantal kaartjies. Hier sal ons dan nou sien dat dit 40 op 50 is, wat dit vir ons as 'n breek gee, en dan 4 op 5 as sy eenvoudigste vorm. Ons gaan dan verder kyk na die tweede vraag. Die tweede vraag is, wat sal die waarskynlikheid wees vir iemand om 'n gratis kaartjie om gratis kaartjies te kry vir die Valentynssokkie deur dit as 'n persentasie te gee. Okay, nou wag ons vir ChatGPT. Hy sê dan, ons moet onthou, ons het hierbo gesê dat daar 5 Valentynssokkie kaartjies sal wees wat as prys is. Hier gee hy vir ons dan die aantal Valentynskaartjies wat gratis is 5. Hier sal ons dan sien dat 5 op 50 is wat die waarskynlikheid is, en om dit as 'n persentasie te bereken, word dit deur 100 gemaal, en daarom sal ons sien dat dit 10 is. Okay, dis dan die tweede vraag, as ons kyk na die derde vraag, en sover is al twee die antwoorde korrek. ChatGPT het nog nie 'n verkeerde antwoord gegee nie. Wanneer ons kyk na vraag 3, is wat sal die kans wees om 'n kontant bewyskaartjie te trek. Okay, om die kans te bereken dat iemand 'n kontant bewyskaartjie sal trek, gebruik ons dieselfde benadering as vroeër. So ons aantal kaartjies is 50 en dan die kontant bewyskaartjies is 3, waar elkeen R200 is. Dit gaan dan vir jou 3 op 50 gee, en as ons die persentasie bereken, gaan dit 6% wees. Goed, om na die vierde vraag te kyk, is daar is 50 kaartjies wat verkoop word, en 10 van die kaartjies is pryse. Die 1 graad 8 leder koop 10 van die kaartjies. Wat sal die waarskynlikheid wees dat hy een van die pryse sal wen? Goed, dan wag ons nou, dan kyk ons wat sê ChatGPT. Dan sal ons nou sien, daar is 50 kaartjies in totaal, 10 van die kaartjies het pryse op, die aantal kaartjies wat die graad 8 leder gekoop het, en die aantal pryse wat die graad 8 leder wen. Dan sal ons sien, hier word ons skryf ons, hierdie is die kaartjies wat geen pryse het nie, dis die kaartjies wat gekoop word,
So verder sal ons sien. Goed, as ons na die tweede laaste vraag kyk, sien ons dat wat sal die waarskynlikheid wees as een van die matrikulante 'n kaartjie koop en 'n prys wen. Goed, dan wag ons. En as ons verder kyk, as daar net een kaartjie gekoop word, is dit dan 1 op 5 en die leier sal dan 'n 20% kans hê om 'n prys te wen.